Kom ons maak ons oë toe en bid ons saam. Ons almagtige God, Hemelse Vader, Here, U is die Alfa en die Omega, die begin en die einde, die eerste en die laaste, die een wat is en wat was en wat kom, die Almagtige. Here, ons dankie en ons loof en prys U dat ons ook vanmôre weer in U teenwoordigheid by mekaar kan kom. En Here, hier waar ons saam is, wil ons ook opnuut weer vra dat U genade en die vrede aan ons sal gee, dat U ons sal seën, en dat U ook vir ons vanmôre sal lei, dat ons ook die waarheid van U woord sal hoor, en dat ons dit ook in ons lewens sal gaan uitleef, om ook daardeur die lof en die eer en die heerlikheid wat U toekom, dan ook aan U te bring. En Here, daarom vra ons ook vanmôre, werk met die Heilige Gees deur ons harte en deur ons verstand, maak ons ore oop, gee dat ons sal hoor en dat ons sal luister, en dat ons werklik dit wat ons ook hier hoor, sal gaan uitleef tot eer van U naam. En daarom vra ons, Here, spreek nou tot ons, want ons die kinders wil graag luister. En ons vra dit alles as dit U wil is, in U groot en heilige naam, in die naam van Jesus Christus. Amen. Nou goed, ons is besig met ons reeks wat die vraag vra, wat beteken dit om 'n Christen te wees? Nou net om so kortliks weer saam te vat, in 'n sekere sin wat ons al reeds gesê het. Ons het vir mekaar gesê dat ons kyk in die besonder na die Heidelbergse Katekismes, en ek sal hom nou weer vir ons lees, Sondag 12, vraag en antwoord 32, wat juis die vraag vra, maar waarom word jy 'n Christen genoem? En ons het nou in die eerste 2 Sondae het ons gesien, dis omdat ons deur die geloof lede van Christus is, en daarom ook gesalf is. En ons het gesien verlede Sondag, wat beteken dit om ook gesalf te wees met die Heilige Gees? Dit beteken dat ons konings, priesters en profete vir God moet wees. Nou vanmôre wil ek hê dat ons dit so 'n bietjie anderster moet doen. Ek wil hê dat ons net nou ons teksverse eers moet kyk, en dan gaan ons die katekismes lees, en dan gaan ons so vers vir vers gaan ons deur ons teksgedeelte gaan. So ek wil vanmôre begin by die Heidelbergse Katekismes. So ons is besig met hierdie vraag, en hierdie vraag vra, maar waarom word jy 'n Christen genoem? En dan is die antwoord, ek wil eers vir ons net weer die hele antwoord lees, ons gaan net met 'n gedeelte werk weer. Die antwoord is, waarom word jy 'n Christen genoem? Omdat ek deur die geloof 'n lid van Christus is, en daardeur deel het aan sy salwing, sodat ek sy naam bely, myself as 'n lewende dankoffer aan hom toewy, en met 'n vrye en goeie gewete in hierdie lewe teen die sonde en die duiwel stry, en hierna in ewigheid met hom oor alle skepsele regeer. So dis die volledige antwoord. En vanmôre gaan ons in die besonder infokus op hierdie gedeelte wat sê, sodat ek sy naam bely. So wat beteken dit om 'n Christen te wees? Ek moet die naam van die Here bely. En nou wil ek ons vat na ons teksverse toe. So ons teksverse vanmôre is verse 32 en 33 van Matteus 10. So kom ons gaan eers daarna toe, ek wil eers net hulle vir ons lees. Nou hier in Matteus 32 en 33 lees ons, elkeen dan wat my sal bely voor die mense, hom sal ek ook bely voor my Vader wat in die hemele is. Maar elkeen wat my verloon voor die mense, hom sal ek ook verloon voor my Vader wat in die hemele is. So ek wil dit terugbring, hoor ons, wat sê ons katekismes antwoord? Wat beteken dit om 'n Christen te wees? Sodat ek sy naam bely, met ander woorde, ek moet Christus se naam bely. En wat sê ons teksverse hier? Elkeen dan wat my sal bely voor die mense, hom sal ek ook bely voor my Vader wat in die hemele is. Maar elkeen wat my verloon voor die mense, hom sal ek verloon voor my Vader wat in die hemele is. Nou ek wil net op een ding wys, ons het verlede Sondag het ons gelees uit 1 Johannes 2, verse 23 en 24 wil ek uitlig vir ons. Ons het daar verlede Sondag gehoor, elkeen wat die seun loon, met ander woorde verloon, het ook nie die Vader nie,
wat julle dan van die begin af gehoor het, laat dit in julle bly. As in julle bly wat julle van die begin af gehoor het, dan sal julle ook in die Seun en in die Vader bly. So wat beteken dit om 'n Christen te wees? Ons moet in Jesus wees en dan sal hy ook in ons wees. En dit is ook wat ons verlede Sondag in 1 Johannes 2 vers 28 gelees het. En nou my kinders, bly in hom, sodat ons vrymoedigheid kan hê wanneer hy verskyn en nie beskaamd van hom weggaan by die wederkoms nie. Hierdie vrymoedigheid, wanneer ons vanmôre vir mekaar sê, wat beteken dit om 'n Christen te wees en ons sê ons moet sy naam bely, dan vat dit tog vrymoedigheid. Ons is baie keer skaam om die naam van die Here te bely. Maar hy sê vir ons is 'n vrymoedigheid wat deurgangs daar is. Hoekom? Omdat God in ons is en ons uiteindelik in God. En wat beteken dit om in God te wees? Dit beteken ons ken die Here en ons weet wie hy is en ons weet hy is ons God en ons weet hy sal ons versterk. Maar nou wil ek hê ons moet vanmôre juist hierdie vraag vra voordat ons dan nou wegspring. As ons vir mekaar sê ons moet die naam van die Here bely en ons sê vir mekaar ons moet dit in woord en in daad doen en ons kan dit doen omdat ons deur die Heilige Gees gesalf is, dan wil ek vanmôre sê twee dinge. Die eerste ding is, wanneer ons hier sê ek moet sy naam bely, dan besef ons aan die hand van verlede Sondag, dit beteken ons moet profete wees, want dit is die profeet se taak om die naam van die Here te bely. So ons gaan vanmôre hier in die besonder werk met die profetiese amp weer. Maar die vraag is, hoe lyk dit? Dis baie maklik om te sê ons moet die naam van die Here bely met woord en daad en ons kan dit doen, maar hoe lyk dit in die praktyk? Ek wil amper sê daar waar die tyre die teer slaan. En dis hoekom ek wil hê ons moet veral kyk, ek dink Matteus 10 beskryf dit vir ons baie mooi. Nou voor ons by vers 1 wegval, wil ek hê ons moet, ek spring bietjie rond vanmôre, maar ek wil hê ons moet by ons teksvers as 'n gedeelte begin, en ek wil hê ons moet eers lees van vers 28 tot 33. Nou ek wil vooraf sê, die eerste ding is, ons het nou gesê, ons is baie keer skaam om die Here se naam te bely. En ons moet vrymoedigheid hê, en hy sê hy gee vir ons vrymoedigheid, en ons sal vrymoedigheid hê, maar dit begin by, ek moet weet wie ek is. Dit begin by, my identiteit moet in Christus wees. Dit is 'n groot leemte wat daar by baie mense is ons besef nie dat ons identiteit is in Christus nie. Ons wil baie keer ons identiteit in die wêreld se goedkeuring en in die wêreld se dinge uiteindelik gaan soek, en ook daar wil ons hê dit moet wees. En dis hoekom ons die punt mis, dis hoekom ons skaam is omdat ons identiteit nie in Christus is nie, maar ons identiteit is in die wêreld en wat die wêreld vir ons dink. So ek wil hê ons moet by daai punt begin, en dan gaan ons, as ons hierdie verse van vers 28 af tot by 33 lees, dan gaan ons begin by vers 1. So die eerste punt op hierdie vraag dan, hoe lyk dit om prakties uiteindelik die naam van die Here te bely, is ons identiteit is in Christus. En kom ons kyk hoe lyk dit hier tussen verse 28 en 33. Ons sien hier dat hierso word geskryf, moenie vrees vir die wat die liggaam doodmaak, maar die siel nie kan doodmaak nie. Maar vrees hom liewer wat die siel sowel as die liggaam kan verderwe in die hel. So hier sien ons alreeds, wat is die eerste ding? Dat as ons identiteit in Christus is, dan is ons nie bang vir wat in hierdie wêreld met ons kan gebeur nie, want ons weet, hy gee vir ons die ewige lewe. Dan vrees ons God, ons identiteit is in hom, en ons roeping is in hom, en ons weet, hy sal ons versterk om in hierdie wêreld te doen wat ons moet. En ons sien ons in vers 29, word 2 mossies nie vir 'n suiwer verkoop nie, en nie een van hulle sal op die aarde val sonder julle Vader nie. So met ander woorde, sonder die wil van julle Vader, sê die ander evangelies nie. So met ander woorde, God is in beheer, en nou gaan ons sien hier vers 30 sê, en van julle is selfs die hare van die hoof almal getel. God ken ons, hy weet hoeveel hare daar op ons kop is. Dit is belangrik, en dan sê vers 31 weer, wees dan nie bevrees nie, julle is meer werd as baie mossies. So dis ons identiteit in Christus. God is vir ons lief, hy het sy seun gestuur om vir ons te kom sterf aan die kruis, om vir ons die dood te oorwin, en die Heilige Gees, omdat sy seun Jesus opgevaar het na die hemel, en regeer uit die hemel uit, reg en goed, daarom hoef ons nie bekommerd te wees of te vrees nie. Daarom is die Heilige Gees uitgestort om in ons harte te kom woon,
En daarom kan ons vrymoedigheid hê, daarom kan ons weet, ons is veilig in sy hand, hy beskerm ons, hy sal vir ons die krag gee vir alles wat nodig is, om sy woord om sy naam met woord en daad te kan bely. En dan kom ons by ons teksverse, elkeen dan wat my sal bely voor die mense, hom sal ek ook voor my Vader wat in die hemele is bely. Of hom sal ek ook bely voor my Vader wat in die hemele is. So dit is belangrik, dit is ons taak, as ons Christene wil wees, dan moet ons die naam van die Here bely, met woord en met daad. As ons dit nie doen nie, dan sê vers 33, maar elkeen wat my verloon voor die mense, hom sal ek ook verloon voor my Vader wat in die hemele is. So dit is, ek wil amper sê, as ons daar by die poorte van die hemel kom en ons klop, dan moet ons mekaar vra, by die groot bruilofsmaal, gaan ons soos die verstandige meisies wees wat se lampies vol olie is, vir wie God gaan oopmaak en gaan sê, kom in die fees van die ewige lewe in, of gaan ons die wees vir wie hy sê, ek het julle nooit geken nie, die wat nie gereed was nie, omdat ons nie sy naam bely het nie. So dit is die eerste en die baie belangrike punt wat ons moet raak sien. Maar goed, so dit is ons eerste punt, en ons kan weet, Christus het vir ons kom sterf, hy het vir ons oorwin, ons is oorwinnaars, daarom kan ons in daai vrymoedigheid van ons wat in en deur hom oorwinnaars is, kan ons ook met vrymoedigheid in hierdie wêreld as profete sy naam met woord en met daad bely in alles wat ons doen. Maar goed, kom ons begin dan by vers 1. Ek wil vir ons lees daar die eerste klomp verse. As ons hierdie vraag verder vra, hoe lyk dit prakties om die Here se naam te bely? Hy begin, en ons lees hier van vers 1 af, en hy het sy 12 disippels na hom geroep, en aan hulle mag gegee om oor onreine geeste, om hulle uit te dryf, en om elke sieke en elke kwaal te genees. En dit is die name van die 12 apostels, die eerste Simon, wat Petrus genoem word, en Andreas sy broer, Jakobus die seun van Zebedeus, en Johannes sy broer, Philippus en Bartholomeus, Thomas en Matteus die tollenaar, Jakobus die seun van Alfeus, en Lebbeus wat genoem word Thaddeus, Simon Kananites en Judas Iskariot, die een wat hom verraai het. Jesus het hierdie 12 uitgestuur en hulle bevel gegee en gesê, moenie gaan op pad na die heidene nie, en moenie ingaan in 'n stad van die Samaritane nie, maar gaan liewer na die verlore skape van die huis van Israel. Nou kom myself daar onderbreek, hier's 'n paar dinge hier wat ek net wil uitlig. So die eerste ding wat ons hier sien, ons sien, hy roep sy disippels, so met ander woorde weer, dis die wat God roep, dis die Heilige Gees wat daai 8 stappe van die heilsorde in ons hart werk, en die eerste daarvan is natuurlik die roeping, en dan volg die wedergeboorte, die bekering, die geloof, ensovoort. So dis die wat God geroep het, ons identiteit is in Christus, ons is die wat uiteindelik vir hom profete moet wees en sy naam bely. So hier het hy sy 12 disippels geroep, en dan sien ons, hy gee vir hulle mag om die bose geeste uit te dryf, siekes gesond te maak en wonders te doen. En dit geld vir vandag nog, dit kan vandag nog gebeur. My kantopmerking is, in die besonder het die oorspronklike 12 disippels of apostels hierdie gawes gehad, want dit was toe die kerk gevestig was, sodat mense uiteindelik kan sien, God is die alleen ware drie enige God, hy is die enigste God wat werklik bestaan. Daardeur sê ek nie, dit kan vandag nie gebeur nie, ek sê net, wees versigtig, mense misbruik hierdie goeders, maar ek wil nie verder daarop uitbrei vanmôre nie. En dan kom ons by verse 5 en 6, wat belangrik is, en sê, Jesus het hierdie 12 uitgestuur, en hulle bevel gegee en gesê, moenie gaan op pad na die heidene, en moenie ingaan in die stad van die Samaritane nie. So hier's 2 dinge hier, die eerste ding wat vir ons belangrik is hier, hoe moet ons die naam van die Here bely? Aan die wêreld, ons word uitgestuur, ons is sendelinge, ons is disippels, dit is die groot ding. Jesus het sy disippels gestuur om kerke te gaan stig, om die woord te verkondig, so ons word uitgestuur, met ander woorde, oral waar ek myself bevind,
waar ek van hier by die kerk af toegerus word om dit te doen. Ek wil amper sê, orals buite die kerk, en dan kan ons die kringe trek, die kleinste een, die eerste kringetjie is by die huis, en in sekere sin is dit wat hy hier sê. Dis waar dit moes begin het, by die verlore skape van Israel. Onthou hier aan die begin, soos in die Ou Testament het Jesus gesê, gaan na die verlore skape van Israel, en van hulle af moes die woord uitgegaan het, van daar af die wêreld in. As ons dan by Handelinge kom, dan sê, of dan lees ons daar in Handelinge 1 vers 8, daai bekende vers, en julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle moet my getuies wees in Jerusalem. So weer eens, waar begin dit? By die huis, hier in die plaaslike, en ook in Samaria en Judea, so met ander woorde in die naburige provinsies en in die land, en tot aan die uiterste van die aarde. So ons word uitgestuur. Dit begin by die kerk waar ons toegerus word, maar dan ook orals buite die kerk, in die kringe, soos wat dit verder beweeg, van die huis af na die gemeenskap toe, van die gemeenskap af provinsie, land, wêreld, hoe dit ook al sê, maar die punt is orals waar ons kom. Ons moet nie sê ek is net Christen by die huis, maar as ek by die werk kom, dan is ek nie meer Christen en nee, orals waar ek kom. Ons word uitgestuur orals in die wêreld in, om sy getuies te wees, om sy naam met woord en daad uiteindelik te bely. En dit is die belangrike punt hier. Maar dan lees ons ook in vers 6, en hy sê, moenie by die Samaritane ingaan nie, aan die einde van vers 5, dit het ek nou verduidelik, oorspronklik was dit net vir die huis van Israel, dan verder, maar gaan liewer na die verlore skape van die huis van Israel, en dan sê vers 7, en gaan preek en sê, die koninkryk van die hemele het naby gekom, sê vers 7, so dit is die volgende belangrike punt wat ons kan maak, is, wat moet ons ook bely? Ons moet mense waarsku, ons moet vir hulle sê, bekeer julle self, staak julle sonde, want die wederkoms van die Here is op hande, dit kan enige oomblik, kan dit gebeur, en dis hoe ons lewens ook moet leef. Wanneer hier sê preek hoef nie net met die stem te wees nie, preek moet met woord en daad wees, preek en bely is in 'n sekere sin een en dieselfde ding. Ons moet bely en ons moet sê, maar ons moet ook met ons lewens wys dit wat ons sê. So die Engelse spreekwoord sê, practice what you preach. En dit is die belangrike ding hier, ons lewens moet ook daarvan getuig. Dis hoe ons bely dat Christus is ons koning, hy het vir ons gesterf en hy het vir ons oorwin, ons lewens moet dit wys. En dan lees ons verder weer in vers 8, maak siekes gesond, reinig melaatses, wek dooies op, dryf duiwels uit, julle het dit verniet ontvang, verniet moet julle dit gee. Nou ek het reeds nou iets daaroor gesê, dit is nie te sê, dit kan nie vandag gebeur nie, ek sê net, ek dink, dit was kragtig aan die begin gewees, en ek is bang daarvoor dat mense dit vandag misbruik. Dan die volgende ding wat ons sien, daarvan vers 9 af, veral vers 9 en 10 en verder, kom ek lees dit vir ons verder, is dan, ons lees hier, moenie vir julle goud of silwer of koper in julle beurse aanskaf nie, geen reissak vir die pad, of 2 kledingstukke of skoene, of 'n stok nie, want die arbeider is sy voedsel werd. So ek wil eers daar stop. Hier's 2 beginsels hier. Die eerste beginsel, ons sien iets van hoe die kerk behoort te funksioneer. In die besonder, eintlik hier gaan dit daaroor dat die prediker moet ook sy voedsel werd wees. So die gemeente moet vir die prediker sorg. So dis die eerste beginsel. So dit gee vir ons die beginsel rondom hoe 'n kerk moet funksioneer. Maar dis net 'n kantopmerking. Die ander ding is, wat hierdie ook vir ons wys, is ons mag nie geld maak uit die evangelie uit nie. Baie, en ek wil die vinger maar wys na baie van die charismatiese kerke ook, daar word geld gemaak uit die evangelie uit. So met ander woorde, wat gebeur? Hier is eintlik 'n waarskuwing, moenie misbruik maak van die woord van God in die evangelie om geld te maak, in die sin van, ek sal jou genees van een of ander kwaal of wat ook al, as jy my betaal, as jy geld gee vir die kerk, of wat ook al die geval mag wees nie. Nou hier in ons afgelope tyd is Mike Winger, hy is besig om oor see onder die charismatiese kerk om hierdie ouens uit te haal, wil ek amper sê, en hy wys hoe hulle die evangelie misbruik om hulle self te verryk, hoe hulle jets en vliegtuie en sulke tipe dinge en groot huise vir hulle self koop en vir mense uiteindelik jok. En dit is ook die waarskuwing. Hoe lyk dit om die naam van die Here te bely? Ek moenie myself verryk daardeur nie.
Dit moet tot eer van God wees. Dit moet so wees dat die vir wie ek die woord verkondig, my vriende, my familie, ons moet vir mekaar sorg. Daar moet net genoeg wees om te sorg. Dit moenie in weelde wees nie. Daardeur sê ek nie, ons mag nie ryk wees of ons mag nie geld hê en 'n lekker lewe het nie, maar die punt is, ek moet nie die evangelie misbruik nie. Dis wat vir ons in die besonder hier gewys word. En dan sien ons hier van vers 11 af, en in watter stad of dorp julle ook al mag ingaan, ondersoek wie daarin waardig is en bly daar totdat julle vertrek. En as julle die huis ingaan, groet dit. En as die huis dit waardig is, laat julle vrede daarop kom. Maar as dit nie waardig is nie, laat julle vrede na julle terugkeer. En as iemand julle nie ontvang nie, en na julle woorde nie luister nie, gaan uit daardie huis of daardie stad, en skud die stof van julle voete af. Voorwaar ek sê vir julle, dit sal vir die land van Sodom en Gomorra verdraagliker wees in die oordeelsdag, as vir daardie stad. So dis die volgende beginsel, en die twee goeders wat ons in hierdie verse moet raak sien. Die eerste ding, hoe lyk dit om die naam van die Here te bely? Ons moet 'n seën wees vir die wat ons seën. As ons in die huis ingaan, wees 'n seën vir daardie huis. Dis 'n baie belangrike beginsel. So met ander woorde, weer eens, nie noodwendig deur my woorde wat ek preek of wat ek praat nie, maar my dade moet 'n seën wees vir die mense met wie ek te doen het, en vir ons as gemeenskap van gelowiges en ons wat saam is, ons moet 'n seën wees vir mekaar ook. Hierdie laat my maar net dink daaraan, as ons nou terugdink in die Ou Testament, God het vir Laban, onthou, Laban is nou Jakob se skoondogter, as ons nou daai geskiedenis onthou, Jakob wou eintlik natuurlik met Rachel getrou het, en toe uiteindelik het Laban gemaak dat hy eers met Lea, die een met die lelike oogies, of met die oogies wat hang, trou, en hy moes verlang vir Laban gewerk het, maar die agtergrond daar rondom, is God het vir Laban geseën. Hoekom? Omdat Jakob sy uitverkorene by Laban was. En dis die beginsel hier, daar in Genesis 30 vers 30 lees ons, want dis nou Jakob wat hier met Laban praat, en hy sê vir hom, want min was dit wat u voor my koms gehad het, en dit het sterk vermeerder, en die Here het u geseën op my voetspoor. Wanneer sal ek dan nou ook vir my huis werk? Dis nou wat hy vir hom hier uiteindelik gevra het. So dit is die beginsel. Hoe lyk dit om die naam van die Here te bely? Ons moet so arbei ook, met woord en met daad, dat die Here ook die huise waar ons betrokke is, en ook ons eie huise sal seën, omdat ons daar is. Hoekom? Omdat ons sy uitverkore geroepenis is. So dit is die eerste en die hoofbeginsel vir my in hierdie verse. Maar dan die tweede ding wat ons hier moet raak sien is ook, hy sê ook, dat wanneer 'n stad nie wil hoor nie, wanneer 'n huis nie wil luister nie, verlaat dit dan. En dit is die ander ding, ons kan nie vir ewig vasklou aan daardies wat nie wil luister nie. Dis nie ons wat mense tot bekering bring en wat mense uiteindelik kinders van die Here maak nie, dis die Heilige Gees. Ek verkondig die woord, die Heilige Gees sal die werk van bekering doen, en ek kan ook nie vir ewig daar bly nie. As mense dit bly verwerp, dan sê hy, ons hoef nie skuldig te voel daaroor, ons het nou hier probeer, maar hierdie mense wil ek amper sê, wil nie gelowig word, hulle wil nie hoor nie, hulle het nie oor nie, wat die geval ook al kan wees nie, dan moet ek hulle verlaat en ek moet verder gaan. Hoekom? Want ons is gestuurdes, en ons moet uiteindelik uitgaan. Dit gaan nie net oor hier nie, maar ons moet die wêreld uiteindelik gaan verander met woord en met daad. En dan as ons verder kyk in vers 16, dan sien ons verder, in vers 16 lees ons dan verder, hy sê, kyk, ek stuur julle soos skape onder die wolwe in, wees dan versigtig soos die slange en opreg soos die duwe. So, hoe moet ons hart wees? Opreg. Ons moet weet, die omstandighede waarin ons ingaan, gaan nie maklik wees nie. Hy sê verder in vers 17, maar pas op vir die mense want hulle sal julle oorlewer aan regbanke, en in hulle sinagoges sal hulle julle gesel. Gesel is soos wat hulle die Here Jesus gegesel het met 'n sweep, hulle sal julle slaan met die beentjies aan die einde. En ook sê vers 18, voor goewerneurs en konings sal julle gebring word om my ontwil, tot 'n getuienis vir hulle en vir die heidene. So dit is die belangrike, julle sal vervolg word.
en julle sal voor die wêreld se reg moet staan. Dit is wat hy hier sê. Maar is om my ontwil, en dan sê hy in vers 19, maar, en hier is vir ons die troos, maar wanneer hulle julle oorlewer, moenie julle kwel oor hoe of wat julle sal spreek nie, want dit sal julle in daardie uur gegee word wat julle moet spreek. Want dit is nie julle wat spreek nie, maar die Gees van julle Vader wat in julle spreek. En dit is hier baie belangrik. So die twee dinge wat ons hier sien in hierdie volgende gedeelte, is ons moet weet, as ons die naam van die Here bely, sal ons vervolg word. Mense sal ons een kant toe stoot. Hulle sal sê, julle maak ons ongemaklik, hou op met julle godsdienst, hou op om altyd met die Bybel onder die arm te loop, of wat ook al uiteindelik hulle verskoning sal wees. Hoekom? Want hulle hou nie daarvan nie, want as ons leef soos Christen, as ons die woord van Christus verkondig, dan gaan hulle ongemaklik voel. En daarom gaan hulle, dit is typies wat hierdie wêreld doen, daarom gaan hulle ons een kant toe druk en sê, los jou godsdienst by die huis, en kom werk, en gaan weer huis toe, en jy kan daar by die huis jou godsdienst, of moenie dit op ons afdwing nie, of wat ook al die geval is, alles wat hierdie wêreld sê, moenie my oordeel nie, moenie my judge nie. Maar dit is juist die punt hier, al word ons ook oorgelewer. God sê vir ons, dis ons taak steeds. Al word ons aan die regbanke, en al sê mense vir ons, dat hulle gaan ons geesel, of wat die gevolge ook al mag wees. Ek is nie net Christen by die huis nie, ek moet oral waar ek kom, want ek is gestuurde, moet ek die naam van die Here met woord en met daad uiteindelik bely. En die wonderlike is, ons het gesê, ons het nie altyd vrymoedigheid nie, ons is skaam om dit te doen, dis hoe ons vanmôre begin het. Maar hier is die baie belangrike, ons het gesien, ons moet in God wees, en God in ons. Die Heilige Gees is in ons harte, dis wat God hier sê. Moenie bekommerd wees nie, maar dis die Heilige Gees, dis ek wat deur julle uiteindelik sal spreek, sodat julle uiteindelik vrymoedigheid kan hê om met woord en daad die naam van die Here te bely. En dis die wonderlike, ons kan glo en ons kan dit weet, hy sal vir ons die woorde in ons mond sit, hy sal vir ons die krag gee om op die regte tyd die regte ding te sê en te doen. Maar dan moet ons bidend voor hom dit afsmeek ook, en elke dag sê, Here, ek is die disipel, ek is die kind, ek is die profeet van U wat die naam met woord en daad wil bely. Sterk my en rig my en lei my deur elke dag, dat ek werklik met alles wat ek doen, uiteindelik ook sal uitleef, en dat deur my lewe mense ook sal sien, Christus het nie net vir my nie, maar ook vir hulle kom sterf. Christus het nie net vir my oorwin nie, maar ook vir hulle. Maar goed, kom ons lees verder, vers 21 sê dan, maar die een broer sal die ander tot die dood oorlewer, en die vader sy kind, en die kinders sal teen hulle ouers opstaan en hulle doodmaak. En dan sê vers 32, en julle sal deur almal gehaat word, ter wille van my naam, maar wie volhard tot die einde toe, hy sal gered word. Nou hier is nog deel van 'n gedeelte wat aangaan, maar ons sien hier, selfs in die familie, en ons beleef dit in ons eie wêreld, ons families het nie altyd dieselfde Christelike sienings, of dieselfde gelowige sienings as wat ons het nie. Dit is ongelukkig die hartseer van hierdie wêreld. Ons families sal ons oorlewer, dit gaan ons families wees wat vir ons gaan sê, hou op met julle Christen storieetjies en los dit by die huis, jy kan dit privaat doen, maar moenie dit hier op ons kom afdwing nie. Dis juist waar dit ook gaan plaasvind. En verder sien ons ook hier, ons sal gehaat word, ons moet dit weet, ons gaan gehaat word. Maar hier is die belangrike, weer eens, maar wie volhard tot die einde toe, hy sal gered word. Die volharding van die heiliges, dit is die 7de stap van die 8 stappe van die heilsorde. Dit is die laaste stap wat ons hier op aarde beleef. Dis juist omdat die Heilige Gees in ons is, gee hy vir ons die vermoë om te volhard uiteindelik tot die einde toe, om die geloof te hou en met woord en daad die geloof te bly verkondig, oral waar ons kom, omdat ons uitgestuur word hier van die kerk af en van ons huise af die wêreld in. En dan lees ons verder van daar af, vers 23, en wanneer hulle julle vervolg, soos moet ook weet, ons sal vervolg word, in die een stad, vlug na die ander stad toe, want voorwaar ek sê vir julle, hulle sal met die stede van Israel sekerlik nie klaar kry, voordat die seun van die mens kom nie. Hier wil ek maar net 'n opmerking maak oor hierdie vraag, oor hierdie vers, wat ons maar net hier hoor weer eens, as ons hoor dat die evangelie moet oor en oor en oor ook verkondig word.
Ons kan dit vandag verkondig, maar mense het dit môre alweer vergeet. Julle sal met Israel nie klaar kry voor die wederkoms aanbreek nie. As ons vandag terug gaan Israel toe, kan ons maar weer die evangelie daar verkondig en daar sal nuwe mense wees. En so werk dit ook hier. Daarom moet ons versigtig wees om heeltyd te wil sendingreise aanpak en goeders na ander lande toe. Die behoefte by die huis is groter, die behoefte onder ons eie mense is groter of net so groot soos in ander lande of in naburige dorpe of provinsies of streke of wat dit ook al mag wees. Daar's genoeg werk hier rondom my. Ek hoef ook nie te sê almal hier is nou Christene, hulle ken van Here nie. Voortdurend moet ek die naam van die Here deur woord en daad bely. Oor en oor moet mense dit maar weer hoor en maar weer sien. En dan lees ons in vers 24 verder, en hierdie is vir my 'n belangrike beginsel, hoe behoort my lewe te lyk, my gesindheid wanneer ek dit doen? 'n Leerling is nie bo die meester nie, en 'n dienskneg ook nie bo sy heer nie. Dit is vir die leerling genoeg dat hy soos sy meester word, en die dienskneg soos sy heer. As hulle die heer van die huis Beelzebul genoem het, hoeveel te meer sy huisgenote. Ek wil net eers daar stop. So wat hierna verwys word is natuurlik, dis die Fariseërs en die Sadduseërs. Hulle het gesê, Jesus is die duiwel. Beelzebul hier is nog 'n uitdrukking om te sê die duiwel. So dis die Fariseërs en die Sadduseërs gewees, wat die kerklikes van daardie tyd was. Wat het hulle gesê? Hulle het gesê, Jesus is die duiwel, en hy verkondig 'n valse leer. En ons moet ook weet, dit is wat mense ook van ons sal sê, ons sal vervolg word. Maar die ander ding is, ons moet nederig bly. Jesus was bereid om sy disippels se voete te was. 'n Leerling is nie bo die meester nie, en 'n dienskneg ook nie bo sy heer nie. Dit is vir die leerling genoeg dat hy soos sy meester word en die dienskneg soos sy heer. As Jesus bereid was om sy disippels se voete te was, dan moet ons ook bereid wees om mekaar se voete te was, om daar te wees vir mekaar. Ons moet nederig wees, ons moet bereid wees om die minste te wees. Dis hoe dit lyk, om die woord van die Here met woord en met daad uiteindelik te bely. My voorbeeld wys dit. Ek dink nie ek is beter nie, want ons het dit gehoor. Voor God is ons almal gelyk. Niemand is beter as die ander een oor hy meer geld het of minder geld het, groter is of kleiner is of wat die geval ook al mag wees nie, maar ons is voor die Here gelyk en daarom, soos wat Jesus nederig is, moet ons ook nederig wees. Dis hoe dit lyk om die naam van die Here te bely. En dan sê vers 26, vrees hulle dan nie, want daar is niks bedek wat nie ondek sal wees nie, en verborge wat nie bekend sal word nie. So ons hoef nie ook bang te wees vir almal se leuns en alles wat daarmee saamgaan nie, want alles sal aan die lig kom. Ons kan in die waarheid wandel. Ons is kinders van die lig en kinders van die waarheid, kinders van God. Daarom wandel ons in die waarheid en ons kan weet, die waarheid sal in die lig kom. So almal se gelieg en gebedrieg en geagteraf en om te probeer om die sonde weg te steek, dit werk nie. Maar ons moet so leef, dis hoe ons die naam van die Here ook moet bely, dat ons weet, alles sal aan die lig kom, en daarom wil ek amper sê, is dit die moeite werd om, wanneer ons ook in die sonde val weer, en wanneer ons verkeerde dinge doen, moenie dit wegsteek nie, maar bely dit. Sê dit vir die Here, sodat die Here dit kan vergewe, vergeet daarvan, en gaan vorentoe uiteindelik. Hoekom? Want ons is kinders van die lig, ons het niks om weg te steek nie, en uiteindelik is dit ook hoe ons die naam van die Here bely, deur uiteindelik in die lig uiteindelik te leef, en daarom is ons nie bang vir enige iets nie, ons vrees niks nie, want ons weet alles sal bekend word, ons leef in die waarheid, want die waarheid sal uiteindelik bekend word. En dan lees ons in vers 27, hy sê, wat ek vir julle in die donker sê, vertel dit in die lig, en wat julle in die oor hoor, verkondig dit op die dakke. So met ander woorde, dis ook wat hy sê, ons leef in die lig, en ons moet oral, ons moet eintlik op die dakke staan en die evangelie verkondig, met woord en met daad. En dan gaan ek nie verder vir ons vers 28 tot 33 weer uitlen, ons het daar begin. Ons identiteit is in Christus, maar kom ek lees dit net weer, en moenie vrees vir die wat die liggaam doodmaak, maar die siel nie kan doodmaak nie, maar vrees hom liewer wat die siel sowel as die liggaam kan verderwe in die hel. Word 2 mossies nie vir 'n suiwer verkoop nie, dis 'n geldeenheid gewees. En nie een van hulle sal op die aarde val sonder julle Vader nie. En van julle is selfs die hare van die hoof almal getel. Wees dan nie bevrees nie, julle is meer werd as baie mossies. Elkeen dan
wat my sal bely voor die mense, hom sal ek ook bely voor my Vader wat in die hemele is. Maar elkeen wat my verloon voor die mense, hom sal ek ook verloon voor my Vader wat in die hemele is. So dit is ons taak. Ons is geroep as Jesus se disippels, ons moet sy naam bely en verkondig. Ons is profete binne die profetiese amp. En dan sê vers 34, moenie dink dat ek gekom het om vrede op aarde te bring nie. Ek het nie gekom om vrede te bring nie, maar die swaard. Dis ongelukkig die realiteit van die dag. Dit beteken nie dat ons nie vredemakers moet wees nie. Die Here Jesus sê vir ons daar in die bergpredikasie en die saligsprekinge, dat ons moet vredemakers wees, maar die realiteit is ongelukkig, baie keer moet ons veg om vrede te kan bewerk. So vrede kom nie maar sommer net van niks nie. Vrede kom deur stryd en deur uiteindelik te veg vir vrede. Dis die realiteit wat ons moet besef. En dan verder in vers 35 lees ons, ek het gekom om tweedrag te verwek tussen 'n man en sy vader, en tussen 'n dogter en haar moeder, en 'n skoondogter en haar skoonmoeder. En 'n mens se huisgenote sal sy vyande wees. Wie vader en moeder bo my liefhet, is my nie waardig nie. En wie seun of dogter bo my liefhet, is my nie waardig nie. Ek wil net eers daar stop. Die volgende, ons het dit eintlik al reeds gesê, maar die belangrike hier is, dat ons moet besef, ons eerste roeping is deur Christus om sy mense te wees, en ons moet ons eie huise ook so seën, deur met woord en daad in ons huise, dan ook soos Christene uiteindelik te leef, en die woord te verkondig. En dit gaan baie keer beteken, dat selfs my eie huisgenote, my familie, my vriende, dat hulle nie met my gaan saamstem, maar weer eens dan, moet ons besef, dat ons moet bly by die waarheid. Dit is waartoe Christus ons roep. Dis nie maklik nie. Ons is skape wat onder die wolwe ingestuur word. Ons moet dit nie vergeet nie. Dit gaan nie 'n maklike taak wees nie. Dis die realiteit. Maar ons moet bly by die waarheid. En ons moet daarby uiteindelik volhard. En dit is uiteindelik die belangrikste. En dit beteken baie keer dat ek met my eie huisgenote, my familie, my ma of my pa, of wat ook al die geval mag wees, dat ons uiteindelik tweedrag met mekaar sal hê, omdat ons verskil oor die waarheid van die woord. Maar uiteindelik gaan dit daaroor, dit moet nog steeds in liefde gebeur. Dit beteken nou nie ek moet nou hulle vyand wees en hulle letterlik gaan doodmaak nie, maar dit beteken ek moenie my verhoudings met mense, al is dit ook my eie ma of my eie pa of my eie man of my eie vrou, my verhouding met mense mag nie hoër wees as die waarheid van God se woord nie. Ek moet eerste Christen wees, en dan is ek man, dan is ek vrou, dan is ek ma, dan is ek pa, dan is ek kind, of wat dit ook al mag wees, familielid, vriend, wat ook al die geval is. Maar die waarheid van God se woord, dit wat ek moet bely, dit moet die eerste plek in my lewe inneem. En ek moet dit bly met woord en daad uiteindelik bely, en ek moet aanhou, ek moet volhard om dit te doen. En ek moet ook nie moed opgee om dit te doen nie, en dit sal baie keer beteken dat daar twis en tweedrag is. Ek kan persoonlik sê, met my familie, die grootste goeders waaroor ons beklei, is oor die Bybel en oor geloofsgoeders, goeders wat hulle sê, en dan sê ek, nee, dis nie so nie, dis so, en dan sê hulle, nee, dis nie so nie, dis so. Dit is baie keer in 'n sekere sin is dit ook gesond om so 'n bietjie dit uit te redeneer met mekaar, maar die punt hier is, God kom eerste. Daai ou spreekwoorde, dis iets wat, ek wil amper sê, ek het 'n haat vir daai ding wat sê, bloed is dikker as water. Dit is nonsens. Daar is nie so iets soos bloed is dikker as water nie. Jy staan nie by jou familie, omdat jou familie is nie. Jou familie behoort te doen wat reg is, en as hulle nie doen wat reg is nie, dan moet jy hulle aanspreek. Bloed is nie dikker as water nie. Christus kom eerste, en die een wat verkeerd is verkeerd, en die een wat reg is reg, soos wat die Bybel vir ons leer. Dis die beginsel. As my familie verkeerd is, dan is bloed nie dikker as water nie. Dan sê ek vir my familie, julle is verkeerd, en die ander mense daar buite, hulle is reg, as die mense buite reg is. So ons moet pas op vir daai ding van bloed is dikker as water. Nee, Christus kom eerste. Die waarheid kom eerste, en ons hou by die waarheid. So dit is die beginsel wat ons uiteindelik hier sien. Maar kom ons lees dan verder, en ons maak klaar. Vers 39 sê dan, wie sy lewe vind, of kom ons lees dit eers vers 38, ek het hom nou gemis, want dis die volgende belangrike beginsel, ons het by 37 opgehou. Die volgende belangrike beginsel in vers 38 sê, en wie sy kruis nie neem en agter my volg nie, is my nie waardig nie. So dit is baie belangrik.
Jesus sê vir sy disippels, neem jou kruis op en volg my. Ons moet besef, om profete van God te wees, om sy naam te bely met woord en daad, is nie 'n maklike taak nie. Ons is nie meer werd as ons Heer of as ons meester wat hy is nie. Hy is gekruisig, ons moet besef, ons sal ook ons kruis moet opneem, dis nie 'n maklike pad nie. Ons sal ook ons kruis moet dra. Om 'n Christen te wees, beteken dat die wêreld ons een kant toe gaan druk, ons wil verwerp, vir ons wil sê, ons is verkeerd en ons moet ons Christenskap net by ons huise uitleef. Ons sal vervolg word, ons is skape wat tussen wolwe ingestuur word, maar die belangrike is, ons moet ons kruis opneem, hy gee vir ons die krag om dit te kan doen, en ons kan nie Christene wees, ons kan nie sy naam bely as ons nie bereid is om ons kruis op te neem nie. En dan, vers 39, wie sy lewe vind, sal dit verloor, en wie sy lewe verloor om my ontwil, sal dit vind. Wie julle ontvang, ontvang my. So dit kom terug by hierdie verse van, wie is 'n seun? Laban is geseën ter wille van Jakob. Wie julle ontvang, ontvang my, en wie my ontvang, ontvang hom wat my gestuur het, met ander woorde my Vader. En dan sê vers 41, wie 'n profeet ontvang, so hier sien ons, wat beteken dit om die naam van die Here te bely? Om 'n profeet te wees. Wie 'n profeet ontvang, omdat hy 'n profeet is, sal die loon van 'n profeet ontvang. En wie 'n regverdige ontvang, omdat hy 'n regverdige is, sal die loon van 'n regverdige ontvang. En elkeen wat een van hierdie kleintjies net 'n beker koue water laat drink, omdat hy 'n disipel is, voorwaar ek sê vir julle, hy sal sy loon sekerlik nie verloor nie. So die laaste beginsel wat ons hier sien, is ons sien ook, ons kan die vrymoedigheid hê, om uiteindelik ook met woord en met daad, oral waar ons kom, die naam van die Here te bely, want ons weet ook, as ons met 'n opregte hart die naam van die Here bely, dan sal die Here ook die seën wat ons ontvang, wat die woord van die Here hoor, en dit in hulle harte aanneem, en dit ook begin leef. En die Here gebruik ons ook as 'n seën, dis deel van ons identiteit in Christus, en dis die wonderlike voorreg wat ons ook het, om te kan weet, ons identiteit is in Christus, hy wil ons gebruik, binne die ampt van gelowige is daar die 3 onderafdelings van profeet, priester en koning, en hy het ons ook geroep om profete, priesters en konings te wees, wat oral waar ons kom, dan ook tot eer van hom lewe, en as profete sy naam te bely, sodat ons ook gebruik kan word deur hom in sy groot verlossingsplan, om 'n seën te wees vir hierdie wêreld. En wat 'n groot voorreg is dit nie, as ons dit besef, dring dit ons tot dankbaarheid, en dan voltooi dit die groter sirkel. Dan wil ons sy naam bely, omdat hy ons geseën het, dan wil ons dit doen uit dankbaarheid uit, en wanneer ons dit doen uit dankbaarheid, dan seën hy ook weer verder, en dan maak ons verder disippels, verder Christene, en dan groei die koninkryk van God, en dit is alles tot eer van God. Amen, kom ons bid saam. Ons almagtige God, Hemelse Vader, Here, ons dankie en ons loof en prys hier, dat ons in U kan wees, dat ons kan weet, ons is in en deur Jesus Christus, vrygekoop van die mag van die sonde, van die mag van die Satan, van die mag van die ewige dood, dat daardie slawebande van die sonde, van die Satan, van die ewige dood, stikkend gebreek is, dat die kettinge en die gesels nie meer daar is nie, maar dat ons kan weet, U stuur ons uit die wêreld in, juis omdat ons U vrygekooptes is, om ook as profete van U naam te bely. Ja Here, dit is wat dit beteken om ook Christene te wees. Here, ons weet, dit is nie altyd maklik nie, ons is skaam, hierdie wêreld kry dit reg, om ons skaam te maak, om ons uiteindelik te laat wil dink, dat ons nie die reg het om ons Christenskap in hierdie wêreld uit te leef vrylik nie, en daarop vra ons dat U opnuut met die Heilige Gees wat in ons harte is vir ons, elke dag weer en weer, oor en oor, die vrymoedigheid sal gee wat ook nodig is, om U naam oral waar ons kom, met woord en met daad te bely, dat ons ook sal leef tot eer van U naam, dat mense ook uit ons lewens uit sal sien, dat U het vir ons gesterf, U het vir ons oorwin, en ons leef as vrygekooptes en as oorwinnaars. Here, gee dat ons daarom, soos wat Paulus ook skryf daar in Romeine 1, dat ons sal skaam oor
die waarheid van die evangelie nie, maar dat ons dit ook werklik oral waar ons kom, met woord en met daad, sal verkondig. En Here, ons dankie dat ons kan weet dat ons identiteit is in U, dat U vir ons sal seën, en dat U ook die sal seën wat ons ontvang, en wat ook luister na die woord, en sien dit wat ons ook deur ons dade verkondig. Here, daar wil ons ook vra, sterk ons, rus ons toe, lei ons deur elke dag, dat ons werklik oral waar ons kom, U disippels sal wees, en werklik met woord en met daad, en naam voor die mense sal bely, sodat ons sal weet, eendag wanneer die wederkoms aanbreek, U ook ons name sal bely voor die Vader, en nie sal sê, ek het julle nooit geken, omdat ons so geleef het, asof ons U nie geken het nie. En Here, daarom vra ons ook, vergewe genadiglik al ons sondes, gee dat ons sondes voor U sal bely, en sterk vir ons deur die Heilige Gees, dat ons sal opstaan ook uit die sonde uit, en dat ons nie meer sal sondig nie, maar dat ons ook elke dag meer en meer aan U gelykvormig sal word, meer en meer soos disippels van Christus sal leef, disippels wat in U voetspore volg, en soos wat U gedoen het ook, U naam bely, die waarheid sal verkondig, dat Jesus vir ons kom sterf en vir ons oorwin het. Here, ons wil vra, wees ook saam met elkeen wat siek is, elkeen wat beserings het, elkeen wat deur swaar, moeilike, hartseer tye gaan, bring vir ons genesing, maak vir ons gesond, vertroos vir ons. En Here, gee dat ons ook in daardie moeilike omstandighede steeds tot eer van U naam sal leef, dat ons steeds deur die moeilike omstandighede, die swaar, die siekte, die hartseer, die pyn, steeds ook met woord en daad U naam sal verkondig, en dat ons juis in daardie moeilike hartseer tye van siekte en pyn en hartseer ook steeds 'n sterker getuienis sal wees vir die wêreld daar buite, omdat hulle sal sien, maak nie saak wie ons is of wat met ons gebeur nie, maar ons hou vas aan die waarheid van U woord, dat dit U is wat vir ons die krag gee om deur alles te kan kom, dat dit U is wat ons deur alles lei. Here, daarom vra ons ook, lei ons in hierdie week wat voorlê, behoed en bewaar ons, seën ons en gebruik ons ook, dat ons ook 'n seën sal wees vir elkeen wat ons ontvang, en dat ons ook 'n seën sal wees vir elkeen wat ons seën. Here, al hierdie dinge vra ons en bid ons nie omdat ons dit verdien nie, maar alleen uit U groot wil as dit U wil is, in die naam van Jesus Christus. Amen.